The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand, he's been there 4 days. The gravestone was rolled back, then Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, and all hope is gone, Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Oh my God, it's great when he's 4 days late, he's still on time. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life
the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Over all my days. The Bluetooth device is ready to pair. Hemelse Vader, Here, dankie Here dat ons na U toe kan kom, dat U ons hier kan loof en prys, Here. Ek dank U, Here, vanoggend dat U die gewer is van alle goeie gawes. Here, dat ons hoop op U kan vestig. Vader, vanoggend kom en sê dankie vir hierdie woord, Here. En dat U die spreker sal wees, Here, dat ek net die spreekwys sal wees, Here. Dat dit wat uitgaan vanoggend, elkeen wat dit hoor, dat dit weer 'n nuwe saadjie van hoop in elkeen se lewe sal plaas. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend wil ek net so vinnig met julle praat oor iets. En ek lees dit ook altyd terug in die Bybel. Dat jy hoop teen hoop. Dit is baie snaaks om te dink as iemand sê jy hoop teen hoop. En toe ek het lees hoe op ek joh. Dis ook weer die Here wat zoiets kan doen om te sê dat jy moet hoop teen hoop. Maar almal van ons het iets waarvoor ons hoop in die lewe. Almal van ons het 'n plekkie waarvoor ons voel baie keer dat daai plekkie is leeg. Hy's vol soos 'n woestyn. Hy lyk nie eers meer mooi nie. Dit dalk was dit jou finansies of jou gesondheid of jy voel as in jou kinders se lewe wat daar 'n dorp plekkie is wat jy hoop nie. Jy voel dalk, jy weet, as jy kyk na wat omstandighede sê, dan sê die omstandighede vir jou dis sleg. Omstandighede sê vir jou niks kan meer gebeur. Daar kan nie iets goed uitkom daar nie. Jy het niemand worry nie. As jy kyk na wat die wêreld sê, dan sê die wêreld vir jou, jy staan alleen en niemand gee om vir die res. Solank jy vir jouself sorg, was dit oké. Maar die Bybel sê iets heeltemal anders. Dan in Romeine 4 vers 18 tot 21 lees ons. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, dat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel, maar hy is versterk deur geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy die mag het om te doen wat hy beloof het. En Abraham was as 'n voorbeeld vir ons gegee, hoe ons hoop teen hoop. Abraham het geloof gehad in onmoontlike dinge, alhoewel Abraham ook baie keer foute gemaak het. Hy is nie 'n perfekte mens. En Abraham was oud, Abraham was 100 jaar oud, hy sal basies bokveld. Sara was net so oud. Haar moederskoot was al stof gewees. Dis onmoontlike situasies. En Abraham het feite raak gesien. Jy kan nie hoop teen hoop en jy sien nie die feite. Ons kan nie verby feite leef. Dis daar, dis deel van die lewe. Hy het dit raak gesien, hy het die feite gesien. Maar hy was sterk in sy geloof gewees. En hy het vir God die ere gegee. En nie vir die mens nie. Nie eens vir homself. Hy was absoluut oortuig gewees dat God kan 'n ding doen. God kan voorsien. Die geloof is nie om die
werklikheid te ontken nie. Dis nie om dit verby te kyk nie. Maar geloof is basies daai ding om te sê dat daar's 'n groter werklikheid daar buite. En ek weet wie die werklikheid is. Dis as basies jy kyk jou omstandighede in die oë en jy sê vir hom, my God is groter as wat jy is. My God is ook 'n werklikheid. In Jesaja 35 vers 1 sê, die woestyn en die dorre land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsel. Die King James weergawe sê, it will blossom like a rose. Paar weke terug sê ek julle, bring 'n roos, ons gaan 'n rose plant vir oggend. Die wys die Here vir my ding en hy leer vir my ding. Hy sê vir my, rose is simbolies van hoop. Rose is simbolies van vreugde en van herstel. En dis ook gesê, ons gaan rose plant vir oggend. Want die Here is besig met herstel. En hy bring nuwe hoop, nie net in ons eie lewens nie, hy bring hoop reg rondom ons. Sien 'n woestyn of 'n wasteland of 'n dorpplek kan nie uit sy eie uitblom wees nie. Hy het bietjie reën nodig. En as jy kyk met die reën die laaste paar dae geval het, ewe skielik spring die groen gras op en alles kry lewe weer. Ons was 'n paar jare terug, dis ons in die Kleerpark en is droog verby. Daar nie is ou grasie. En dit begin reën. 2 dae later is dit net lelies waar jy kyk. Jy het 'n bietjie reën nodig om alles nuut weer te maak. Sien, reën bring oorvloed, en reën bring skoonheid, en reën bring hoop. Weet jy, wanneer jy reën kry by 'n dorpplek, dan kom God in basies en hy sê, ek kan hierdie plek weer verander. Ek kan die dorheid binne in jou siel verander en weer laat blom. Die dorheid in 'n familie laat verander en 'n familie omdraai. Ek kan finansies omdraai dat dit floreer, dat jou gesondheid vat en jou vooruit laat gaan. Sien, wat ook al lyk soos 'n dorpplek, van die Here en hy draai dit om, laat dit mooi raak. En Makwaland is die droogste, dorste plek wat jy kan kry. En die eerste ou bietjie reën deur die winter, Augustus maand is dit net blommetjies waar jy kyk. Maar hoop teen hoop is nie wensdenkerry, dis nie wishful thinking. Dis nie om te dink, ag die Here sal dinge beter maak nie, ag alles sal net met tyd beter word. Dis om aksie te vat. Hoop teen hoop moet jy iets doen. Jy kan nie net wil agteroor sit en verwag dinge gaan in plek val. Jy moet 'n verwagting hê dat die Here gaan iets doen. Maar hy hinkering nie binne jou hê dat die Here gaan weer. Jy moet hoop teen hoop moet jy 'n visie hê, jy moet 'n droom hê. Hoor wat sê Habakuk, hy sê, put it in writing, because it is not yet time to come true. Hy sê, skryf dit neer, skryf jou droom neer, ding waarvoor jy hoop. Hy sê, but, hier is die reël van but, Afrikaans die woordjie maar. Enige iets wat voor maar is, word uitgekansel. So hy sê, put it in writing, because it is not yet time for it to come true. But the time is coming quickly, and what I show you will come true. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place. It will not be delayed. Here gee so mooi belofte. En sy skryf neer. Skryf jou drome neer. Die dinge waarvoor jy hoop. Want dit is op pad. Dit al lyk stadig en lyk dalk of dit nie gaan gebeur nie. Maar dit sal gebeur. Dit gaan om. Om te hoop teen hoop, het jy geloof met dankbaarheid nodig. Jy kan nie die een sonder die ander hê.
Dit is soos vinkel en koriander. Dit moet saamgaan. En dan moet jy nou nog 'n bietjie lofprysing bys. Lofprysing en dankbaarheid en jou geloof. As jy die drie bymekaar sit, dan is dit soos die reënwolke wat begin aankom. Dis een van die mooiste dinge as jy buite kyk en jy sien daai grys wolke trek so nader, wanneer dit so droog was. Filippense 4:6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Sê vir die Here waaroor jy hoop. En dan het jy nodig om oor te gee. En dis die probleem wat ons het. Ons is gewillig om neer te skryf. Ons is gewillig om te bid. Die Here te sê, dis waar verkoop. Maar wanneer ek moet oorgee vir die Here, sê Here, nou is jy in beheer. Dan draai ons die brieke so bietjie aan. Dan wil ons dit nie doen. Want ek wil omstandighede beheer. Ek wil kan sien wat aangaan. Ek wil kan intree en as ek moet iets verander, wil ek dit vir myself verander. Maar wanneer ons oorgee aan die Here, dan is dit wanneer die Here die sluise van die hemel oopmaak en dit begin reën, dan stort dit neer. Psalm 37:5 sê, give God the right to direct your life, and as you trust Him along the way, you find Him pulled it out perfectly. As jy vir God die voorreg gee om jou lewe te beheer, dan sal jy sien hoe werk dinge, hoe val alles in plek. Snaaks wanneer die reën val, dan lyk dit partykeer asof niks gebeur. Jy sien net niks nie. En ewe skielik, terwyl daar niks is wat jy sien hier onder die grond, is besig om goeders te gebeur. Die saad opkiem, die saad groei. En voor jy weet, dan is dit net blomme waar jy kyk. Jerry Hansen beskryf 'n reis van hoop. Hy noem dit the 5 stages of panic. Die 5 stadiums van paniek. Dit noem hy 'n reis van hoop. Hy vat hierdie 5 stadiums van paniek en hy konnekteer dit met Abraham en Sarah se storie. Hy sê die eerste stadium is jy vol hoop. En dit is waar jy sê, ek weet God gaan sorg. Ek weet God se wil. Jy het soveel hoop, soveel vertroue dat die Here gaan doen. Jy loop jy bors rond, want jy weet die Here gaan dit doen. Jy's vol verwagting. En dan gebeur niks. En dan ewe skielik stap jy in die tweede stadium in. Hy sê, dis die stadium van ek dink. Nou is jy nie meer van ek weet nie, nou is dit net ek dink. Ek dink God se wil. Jy het nog steeds hoop. Dit is nog steeds daar. Daar is nog 'n verwagting. Maar daar is 'n vertraging wat plaasvind. Ons begin partykeer so 'n bietjie moed verloor, want dinge gaan stadiger na jou sin. Dit werk nie volgens jou horlosie. En dit is asof daai klein pyltjies kom, soos veerpyltjies van ongeloof wat jou tref. Maar jy haal hulle vinnig uit. Want jy weet daar's hoop. God sal voorsien. Dit vat net 'n bietjie langer. En dan vat jy na 'n derde stadium toe, want dit gebeur nog. Nou sê jy, ek hoop God kan. Jy glo nie meer. Jy dink nie meer nie. Jy sê net, ek hoop God kan dit doen. Sien, wanneer jy op ek hoop is, dan is jou twyfel net so groot soos jou geloof. Die twee staan aan. En dis partykeer dan wanneer dinge begin skerie raak, want omdat my twyfel raak so groot soos my geloof is. Dis wanneer ons daai gedagtes in ons kop kry van, wat as dinge nie uitwerk? Wat as God nie deurkom? Wat as hy nie voorsien? Ewe skielik is jy nie meer so vol selfvertroue nie. Daar's nog steeds hoop, maar dit is nie meer so groot nie. Dit is nie meer so sterk nie.
En ewe skielik kom jy op 'n stadium wat jy sê, daar is nie 'n manier. God gaan dit nie kan doen. God kan nie voorsien. Ewe skielik bereik jy daai stadium wat sê, alle hoop is verlore. Twyfel en wanhoop begin wen. En jy begin regtig dink, wat het verkeerd geloop? Dalk het ek iets verkeerd gedoen. Dalk het ek nie genoeg gebid nie, dalk het ek nie genoeg Bybel gelees nie. Maar hoekom het God nie deurgekom nie? En jy maak besluite uit desperaatheid, uit emosies uit. En ek sê dit nou die dag, ek sê vir, wanneer jy 'n besluit maak uit 'n emosie uit, is dit 'n verkeerde besluit. Want emosies kan nie reguit dink. En Abraham en Sarah het ook daardie plek bereik. Hulle het ook 'n plek bereik wat hulle eintlik gesê het, twyfel of God gaan nie kan doen. Want Sarah het uit emosies 'n verkeerde besluit gemaak en vir Hagar gesê, gaan na Abraham. Abraham het uit desperaatheid 'n verkeerde besluit gemaak en Hagar gevat as 'n tweede vrou. En hulle het 'n seun gehad, Ismael. Maar dan, net wanneer jy dink, God kan nie meer nie, dan kom jy op die laaste stadium en jy sê, ek weet nie hoe nie, maar God het dit gedoen. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar God het dit gedoen. Hy het deurgekom. Sien, dis die stadium waar 'n getuienis gebore word. Ewe skielik sien jy hoe die hand van die Here beweeg het in 'n situasie. Al lyk dit onmoontlik. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid. In Christus Jesus. God voorsien alles en hy doen alles volgens sy rykdom. Hoop en hoop is so kragtige ding wat vir ons gegee word, so kragtige tool wat gegee word. Want hoop is die anker van jou siel. Aan Hebreërs 6 vers 17 tot 19 sê, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Hy sê, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot die binnekant van die voorhangsel. As jy nie hoop het nie, het jy niks waaraan jy kan vashou in die lewe. Sien, om te hoop teen hoop gee vir jou krag. Dit gee jou moed om aan te hou. Dit beteken, al sien ek nie 'n uitweg nie, al kan ek nog niks sien wat die Here gaan doen, al sit ek op daai vierde stadium wat ek sê, ek twyfel of die Here dit kan doen. Dit gee my krag om aan te gaan. Want ek weet God gaan uitweg gee. Dis waar jy in jou ongeloofse lewe het 'n sitordplek, 'n verskynplek. As jy dink aan jou eie lewe, as jy dink aan daar waar daai woestyn, daai dorpplek in jou lewe is. En jy dink, wat op die oomblik gebeur daar binne, dit gaan jy actually kan glo, gaan jy kan hoop teen hoop binne in daai dorpplek. Dit as jy kyk na die 5 stadiums, waar op daai 5 stadiums sit jy nou? Al sit jy al op nommer 4 en sê, ek twyfel. God gaan dit nie kan doen nie. En dan sit jy op daai plekkie wat sê, God kan dit nie doen nie. As jy vashou aan hoop, ewe skielik, voor jy kyk, en jy vee jou oë uit, wat God het gedoen. Sien Abraham se getuienis
was nie net neergeskryf om geskiedenis te wees. Dit is neergeskryf sodat ons kan leer daaruit. Sodat ons kan leer hoe om reg te hoop, om reg vas te hou daar. Om te sien dat God bloeisels binne 'n woestyn laat inkom. Om te sien dat dit wat onvrugbaar is in die lewe, maak God vrugbaar. Dit wat onmoontlik lyk in die lewe, is God besig om 'n getuienis te maak. En ek wil vanoggend saammaak met hierdie een skrif hier. Hy sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel, maar hy is versterk deur die geloof. En hy het aan God die ere gegee. En hy was ten volle oortuig dat hy die mag het om te doen wat hy beloof. Wanneer daar hoop teen hoop is, word ons versterk. Ons gee God die eer vir wat gedoen. Sien wanneer alle hoop verdwyn. Wanneer daar jy voel, daar is nie meer hoop, dan is wanneer hoop begin. Dan is wanneer regte hoop begin. Dan is wanneer God in sê, nou gaan ek dit doen. Nou sit ek met die mense. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend, maak nie saak in watter stadium ons is, maak nie saak wat ons sê, ek weet U gaan dit kan doen, en of ons op 'n plek is wat sê, Here, ek weet nie meer. Here, dat wanneer ons kan vashou aan hoop, wanneer ons kan hoop teen hoop, Here, dan weet ons, U sal dit doen. Wanneer ons op daai plek kom, Here, wat dit lyk asof niks ooit sal gebeur. En ewe skielik, Here, stuur U die reën. Ewe skielik tree U in. En U laat dit gebeur. Here, vanoggend wil ek net daarvoor dankie sê. Dankie, Here, dat ons U hand kan sien beweeg in hierdie gemeente. Dankie dat ons U hand kan sien beweeg in ons eie lewens. Dat ons deur hoop versterk word. Dat ons nuwe krag kry daardeur. Here, ons dankie dat ons vir U alle eer kan gee. Vir wat U doen. Here, vir 'n nuwe getuienis wat in elkeen van ons se lewens gebore word. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. So vanoggend gaan ons bietjie anders die nagmaal gebruik. Die nagmaal die Here geraai is, met die brood gebreek en hy het geneem, en het gesê, dit is my liggaam. Hy het gesê, my liggaam is vir jou gebreek, om vir jou moed te gee. Hy het die beker geneem en gesê, dit is die bloed van die nuwe verbond. Bloed van 'n nuwe belofte, nie 'n ou belofte. 'n nuwe belofte, sodat jy kan sterk word in jou geloof. En hy het gesê, wanneer ons dit neem, moet ons dink aan wat hy gedoen het vir ons. Ons moet dit onthou. En dankbaar raak. So dat vanoggend, kom half jaar af.